Goeiemôre liewe kykers en welkom aan elkeen wat vanoggend na hierdie boodskap kyk en luister hier vanaf Rustenburg Gemeenskapskerk. Ons tema natuurlik vanoggend is die verbond van die doop. En die rede hoekom ons gaan kyk na hierdie spesifieke tema is ons het so baie vrae partykeer oor die doop. En ons het natuurlik vrae soos wat beteken die doop presies? Wat doen dit vir ons? En mag ons kinders doop? Moet ons as groot mense gedoop word? Al daai tipe vrae. En dan is daar natuurlik mense wat herhaaldelik uit die Bybel gaan aanhaal uit die Nuwe Testament uit en dan gaan vat hulle uit Handelinge uit en hulle sê dan vir ons maar spesifiek moet ons as groot mense, as volwassenes gedoop word. Maar dan sien ons ook natuurlik in die gereformeerde leer dat ons wat die gereformeerde leer aanhang kinders doop. En dan kom daar natuurlik die vraag, hoekom doop ons kinders? Hoekom doop ons nie as groot mense nie? Maar kom ons gaan kyk bietjie vanoggend na daai vraag. En die eenvoudige antwoord sal ons dan sien dat die rede hoekom ons kinders ook doop is bloot net omdat ons 'n verhaal sien wat al reeds in die Ou Testament ver terug in die verlede begin en dan in die Nuwe Testament tot vervolmaking gemaak word. Ons begin natuurlik nie net in die Nuwe Testament as gelowiges nie. Ons begin in die Ou Testament. Ons vat die hele woord van God en ons gaan kyk wat sê die hele woord van God spesifiek oor die doop. En ons verhaal vat ons al die pad terug. As ons wil gaan kyk na hierdie vraag oor die doop. Wat is die doop? Wat beteken dit? Vat ons hierdie verhaal ons al die pad terug na Genesis hoofstuk 9 en 'n baie spesifieke woord wat ons reg deur hierdie boodskap gaan opmerk en dit is die woord verbond. In Engels natuurlik 'n covenant. En ons lees in hoofstuk 9 van Genesis lees ons die eerste keer van hierdie woordjie verbond. En ek wil vanoggend hê ons moet gaan kyk nou wat sê Genesis hoofstuk 9 oor verbond en wat kan ons leer daaruit? En dan gaan ons natuurlik van Genesis af aanwerk na die res van die Ou Testament en uiteindelik daar by die profete uitkom en heel aan die einde by Handelinge. En dan gaan ons kyk hoe hierdie hele verhaal saamgevat word en wat dit ons op die einde kan leer oor die doop. Maar kom ons gaan lees hier uit Genesis hoofstuk 9 vanaf vers 9 tot 13 en ek lees uit die Afrikaanse 83 vertaling uit. Vanaf vers 9 lees ons die volgende. En dit is die Here hier wat met Noag praat, na hy die vloed oorleef het, praat die Here met Noag en hy sê, kyk, ek sluit 'n verbond met julle. Hy praat natuurlik hier met Noag en sy seuns, Sem, Gam en Jafet, met julle en julle nageslag, en met al die lewende wesens by julle, die voëls, die makdiere en die wilde diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my verbond met julle hou. Mens en dier sal nie weer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie. Toe het God gesê, dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle. 'n Verbond wat vir alle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas en dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Liewe kyker, net na die aarde verwoes is deur die vloed en daar is net 'n paar oorlewendes, Noag, sy seuns, Sem, Gam en Jafet en hulle vrouens. En dan kom die Here na Noag toe. Noag gaan nie na die Here toe nie. Dis die eerste ding wat ons opmerk. Die Here kom na Noag toe en hy sê vir Noag, Noag, ek sluit 'n verbond met jou. Jy sluit nie 'n verbond met my nie, Noag. Daar's nêrens in die Ou Testament of in die Nuwe Testament, liewe kyker, wat ons sien dat ons as mense 'n verbond met die Here kan sluit nie. Die Here sluit altyd 'n verbond met ons. Hoekom dan natuurlik? Want hy is die enigste een wat daai verbond kan nakom.
'n verbond, soos wat ons hierso sien in Genesis, is 'n ooreenkoms. Die een kant van die ooreenkoms, een party maak beloftes, die ander kant van die ooreenkoms maak beloftes, en dan skud hulle hand, en dan sê hulle, goed, ons het 'n verbond gemaak, en dan baie keer wat ook dan sou gebeur, is hulle sou iets uitruil, hulle sou vir mekaar iets gee, om vir mekaar te beloof as 'n teken, dat hierdie verbond bekragtig is. Ons dink natuurlik aan die huwelik, waar ons ringe uitruil, om vir mekaar daai beloftes wat ons gemaak het, te bevestig. En daai ring aan ons vinger herinner ons elke dag aan daai beloftes. En dis presies wat die Here hierso doen met Noag, liewe kyker. Hy kom na hom toe, hy maak 'n ooreenkoms, hy sê, Noag, nooit weer, ek beloof, ek wat die Here God is, beloof dat nooit weer gaan die aarde verwoes word nie. En dan kyk, liewe kyker, elkeen wat vanoggend na hierdie boodskap luister, sê die Here, hierdie is die teken, dis baie belangrik, liewe kyker, die teken van die verbond is my reënboog in die lig. Dit is wat jou gaan herinner aan my beloftes. Elke keer as jy hierdie reënboog sien, gaan jy weet dat hierdie is die goed wat ek beloof het. Liewe kyker, ons sien 'n paar goed hier gebeur. Ons sien die Here wat aan Noag toe kom, nie andersom nie. Ons sien die Here maak beloftes aan Noag en aan sy seuns. En dan derdens sien ons die Here gee vir Noag 'n teken om aan vas te hou, om homself te herinner aan die beloftes van die Here, soos daai trouring wat ons aan ons vingers, diegene wat van ons wat getroud is, wat in 'n huwelik is, daai ring wat ons aan ons vinger dra, dit herinner ons elke dag. En dan skuif ons so 'n bietjie verder aan. Ons sien hier word hierdie verbond gemaak tussen die Here en Noag. En dan gaan ons 'n bietjie verder met die tyd aan. So 'n paar 100 jaar later kom ons by Genesis hoofstuk 17 en die verhaal van Abraham. En kyk wat sien ons hier, liewe kyker. Ons sien daai verhaal herhaal homself omtrent identies as die Here na Abraham toe kom en 'n verbond met Abraham sluit, soos wat hy met Noag gesluit het. En dit lees ons in Genesis hoofstuk 17 vers 1 af. En daar lees ons, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. En dan, luister hierso, liewe kyker, ek sal my verbond met jou sluit. Nie jy met my nie. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voorkom. Abraham het op sy knie geval en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. Sien weer die beloftes, liewe kyker. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag. Hier sien ons dit weer, net soos met Noag, so ook dan weer met Abraham, liewe kyker. Sien ons dat die Here sê, net soos ek die verbond met jou sluit, sluit ek dit met jou nageslag, met jou seuns, met hulle seuns, met hulle seuns, en so aan en so voort. En dan lees ons verder. Ek gee aan jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan as 'n blywende besitting, en ek sal hulle God wees. Verder het God vir Abraham gesê, jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. En hier kom dit nou, liewe kyker. Elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die vooruit. Dit is die verbondsteken tussen my en julle. Liewe kyker, hier sien ons dit weer. Net soos met Noag, so ook met Abraham. 'n Teken van 'n spesiale ooreenkoms tussen die Here en iemand en sy nageslag. In hierdie geval Abraham. En daar word spesiale beloftes gemaak aan Abraham.
Die Here sê vir Abraham, ek gaan jou 'n menigte nasies maak. Ek gaan vir jou 'n land gee. Ek gaan vir jou grondgebied gee. Ek gaan jou seën. En hier is hoe jy gaan weet. Hier is hoe jy jouself elke dag aan daai beloftes kan herinner, is daai teken wat jy gaan dra. In hierdie geval die besnydenis van elke manlike persoon in sy familie, in Abraham se familie. Maar ons sien ook hierso 'n baie spesifieke ding, liewe kyker. Ons sien die Here maak geen eksepsie van ouderdom nie. Die Here sê nie vir Abraham net die volwasse mans nie. Hy sê almal, selfs die babietjies, selfs die jongstes, moet besny word, want dit is my teken wat ek vir jou gee. Dis my belofte wat ek met jou maak, nie andersom nie. Jy maak geen belofte aan my nie, Abraham. Ek maak 'n belofte met jou en daarom moet jy die teken van die verbond dra. Liewe kyker, en dan sien ons verder nog 2 ander verbonde wat die Here maak. In Exodus en dan weer in Deuteronomium sien ons maak hy 'n verbond nadat hy Israel uit Egipte land uitgelei het met groot wonders, maak hy 'n verbond met hulle. En die teken van daai verbond is natuurlik die Sabbat. En dan gee hy vir hulle klomp wette wat hulle moet onderhou as 'n ooreenkoms in hierdie verbond. Maar weer eens is dit die Here wat die verbond begin. Hy kom na hulle toe en hy maak die verbond. En dan weer met Dawid op die einde. Maar liewe kyker, ons lees ook in die verhaal van Israel dat Israel ongehoorsaam is aan die Here. En dat hierdie verbond, nie die verbond wat hy met Abraham maak nie, maar die verbond wat hy met Israel maak, dat hulle van hulle kant af nie hierdie verbond kan nakom nie, en dan al daai slegte goed wat die Here dan sê, gaan op hulle kom, in Deuteronomium en in Numeri, en in Exodus, al daai vloeke wat hy sê, gaan op hulle kom, as hulle nie gehoorsaam is aan sy verbond nie, dit gebeur dan ook. En dan natuurlik, besef ons, soos Israel ook besef, dat daar geen manier vir hulle is, om gehoorsaam te wees aan die Here nie. En dan, ten einde laaste, as Israel weggevoer word na Babylon toe, liewe kyker, dan kom daar 'n profeet na vore. En sy naam is Jeremia, en dan kondig hy 'n nuwe verbond aan. En ons lees dit in Jeremia hoofstuk 31 vanaf vers 31. Hoofstuk 31 vanaf vers 31 tot 34. Maar kom ons volg gou die sekwensie, kom ons volg die volgorde, liewe kyker. Ons sien dat die manier hoe die Here met mense werk, die verhoudingsmanier hoe hy met mense werk, is met 'n ooreenkoms. Hy kom na mense toe, hy sluit met hulle 'n ooreenkoms, hy gee vir hulle beloftes, hy gee vir hulle 'n teken van hoe hulle kan seker wees dat hy getrou gaan wees aan daai beloftes. En so volg verbond op verbond, belofte op belofte, ooreenkoms op ooreenkoms, en reg deur al hierdie duisende jare bly die Here getrou. Ons is natuurlik die mense wat ongetrou is. Maar kom ons lees in Jeremia hoofstuk 31 vanaf vers 31 hierso oor die nuwe verbond wat die Here van praat hierso. En ons lees, daar staan: daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Goed, nou leer ons hier, daar is 'n nuwe verbond wat gaan kom. Nie die ou verbond van Moses nie, die nuwe verbond. En dit sal nie wees soos die verbond wat ek met julle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. En hier is die tweede ding wat ons leer. Dit gaan nie soos die verbond met Moses wees nie. Met ander woorde, daar gaan nie iets wees soos gebooie of wette of enige van daai goed wat hulle gaan moet nakom nie. En dan sê die Here, hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het, verbreek, al was ek getrou aan hulle. Ons leer hier kom 'n nuwe verbond, liewe kykers, want die ou verbond is deur Israel, nie deur die Here nie, maar deur Israel, deur hulle ongetrouheid verbreek. En dan, nou moet ons mooi luister, hier is die nuwe verbond. Dit
is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Liewe kyker, hoe wonderlik is dit nie? Hier in die Ou Testament, 400 jaar voor die koms van ons Here Jesus Christus, kondig die Here aan en hy sê, ek gaan my Heilige Gees op hierdie mense uitstort. Ek maak 'n belofte dat ek vir hulle God gaan wees, dat dit nie vir hulle nodig gaan wees om al hierdie wette te volg nie, maar dat hulle deur die werking van my Heilige Gees alreeds presies gaan weet wat hulle moet doen. En, baie spesifiek, hulle gaan my ken. Nou liewe kyker, hier is die vraag natuurlik. Ons het reg deur die Ou Testament het ons gesien dat, nommer 1, die Here sluit 'n ooreenkoms met mense. Hy noem dit 'n verbond. Die Here maak beloftes wat saam vasgehou word met daai verbond. Daai beloftes is saam met daai verbond. Jy kan nie die beloftes losmaak van die verbond nie. En dan, die belangrikste ding, liewe kyker, 'n verbond dra 'n teken. En daai teken is vir almal. Nie net met volwassenes, nie net vir volwassenes nie, liewe kyker, maar vir almal wat deel vorm van daai verbond, wat deel vorm van die beloftes wat die Here aan sy volk maak. Nou weet ons natuurlik, in die Nuwe Testament is die kerk van Christus die volk van Israel. Ons is die olyfblaar wat ingeënt is, die wilde olyfblaar wat ingeënt is op Israel. Nou wat is die teken van die nuwe verbond? Liewe kyker, kom ons lees uit Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 38, as Petrus gevul met die Heilige Gees in Jerusalem, met almal wat daar by mekaar kom praat, en dan sê Petrus vir hulle aan die einde van sy boodskap, toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. En nou moet ons mooi luister, liewe kyker, hierdie vers 39 word so baie geïgnoreer. Wat God beloof het, sê Petrus, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Liewe kyker, ons het 'n nuwe verbond ontvang van die Here af, afgekondig deur die profeet Jeremia 400 jaar voor die koms van Jesus Christus. Ons leer uit die Ou Testament dat die manier hoe 'n verbond werk is dat die Here na ons toe kom, beloftes vir ons gee en dan vir ons 'n teken gee wat ons dan vir ons kinders ook moet gee, om sodoende onsself te herinner aan sy beloftes. En liewe kyker, soos dit in die Ou Testament was daai beloftes deur die besnydenis 'n teken. So in die Nuwe Testament kan ons die teken van die doop elke dag ons herinner aan die Here se beloftes, wat hy nie net vir ons as volwassene gelowiges gee nie, maar ook vir ons kinders. Daarom, deur die groot genade van ons Here Jesus Christus, doop ons kinders, want hulle vorm deel van hierdie verbond. Hulle vorm deel van hierdie beloftes wat die Here aan ons maak. Liewe kyker, beteken dit dan nou, deur die doop is ons gered? Nee, sekerlik nie. En Paulus sê dit ook. Abraham was nie gered deur die besnydenis nie. Abraham was gered deur sy geloof. Die verbond wat die Here met Abraham aangegaan het, het bloot net beteken dat die Here beloftes gemaak het aan Abraham. En as teken van daai beloftes het hy die besnydenis gegee. Nou maak die Here weer aan ons wat gelowiges is beloftes, en as teken van daai beloftes
gee hy vir ons die doop, die teken van die nuwe verbond. Maar dit beteken nog steeds, nadat ons deel geword van hierdie nuwe verbond, liewe kyker, nadat ons die teken van die nuwe verbond ontvang het, dan beteken dit, ons moet die Here glo. Ons moet glo dat hy vir ons sondes gesterf het. Ons moet glo dat hy ons verlosser is. Ons moet glo dat sy seun gestuur is om ons skoon te was. Die doop alleen is nie genoeg nie. Die doop alleen gaan ons nie red nie, maar net alleen geloof in die reddende werk van ons Here Jesus Christus. Tot volgende keer.